Prys die Here. Amen en amen en amen. Goeiemôre julle almal wat hierso ingeskakel is, almal wat hier is. Welkom in die naam van Jesus Christus. En prys die Here. Dankie. In Jesus naam. So kom ons begin eers hierdie. Kom ons begin eers hierdie dag met 'n gebed. Hemelvader, ons kom vanoggend voor U almag. Here, ons sê dankie vir die liefde, vir die vrede, vir die goedheid, vir die guns, vir die genade. Dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons kan uitsien wat U vir ons in store het. Dankie Here dat ons weet, Here, dit is 'n dag waarin ons kan rus, maar Here, waar ons ook ons rus in U kan vind. Here Vader, dankie vir U goedheid. Here, dankie dat U altyd daar is vir ons. En Here, dankie dat U ons harte aanraak. Dankie dat U ons leer. Dankie dat U vir ons is. En dankie Here vir genade, vir liefde, vir vrede, vir barmhartigheid, goedertierenheid in Jesus naam. Dankie Here vir elkeen wat vanoggend hier is. Ja, en ook hulle wat ingeskakel is en hulle wat later gaan inskakel. Dankie vir elkeen wat kyk in Jesus naam. Here, seën ons diens waar ons begin, Here, waar die woord van bemoediging kom en dan die lofsange en dan Here en dan prys die Here. En Here en dan die preek, Here. Laat dit vanoggend sal wees agter die hart van die Vader. In Jesus naam. En ons sê amen. Amen. En ons sê amen. En ons sê amen. Jy moet skree. Harder. Amen. Vrede skree. Amen. Hoe? Amen. En amen. Skree. Amen. Skree. Amen. Skree. Amen. Prys die Here. En prys die Here en loof. Nou sê prys die Here en loof. Amen en amen en amen. Almal by ons in die huis van die Here, baie welkom. Ons glo van die diens geniet vanmôre en die Here gaan vir ons seën in hierdie oggend. Want ons het gekom met 'n verwagting, het ons nie. Ek glo so. Amen. Ja, laat sy dan kom vir vrede weer. Waar het julle gekom? Met 'n verwagting, prys die Here. Die mense ons praat met mosterdsaad geloof. Julle weet nou al hoe lyk dit. Kyk hoe klein is dit, ek wys net hier vir julle. En as jy hierdie mosterdsaad in geloof sit, het ek vir julle geleer, dit help nie om op die 5 dinge te sit wat jy jou geloof op mors nie. Jy kan nie verander aan goed wat jy moet jou definisie regmaak. Jy kan nie goed verander wat jy eers jou deel moet bring nie. Jy gaan dit nie verander as jy nie jou kan bring nie. So vandag gaan ons verder. Daai eerste 5 sal ek later weer 'n samevatting vat en vat vir ons mense wat bygekom het. Maar as jy jou geloof in aksie sit, dan begin hy groei. Kyk my net begin groei. Dis my Ferrari. Ek gaan 'n Ferrari hê, Jonathan. Sorry. Ek gaan 'n Ferrari hê. Ek glo dit in Jesus se naam. Wie gaan nog 'n Ferrari hê? Almal, daar sê jy prys sy naam, ek hoor sommer stem tot U. Halleluja. Ons gaan almal 'n Ferrari hê aan die einde van die dag. Want ons geloof is groot, né? So moenie klein jou geloof wat ek vir jou probeer gee, is moenie jou geloof mors op 'n klein bietjie nie. Jou klein bietjie bring jy en gaan en jou tiendes en jou offerhandes na die Here toe. As jy jou deel gedoen het, dan gaan die Here vir jou 'n Ferrari gee. Want jy mag nou sê, Here, ek glo vir dit. Jy mag nou dit sê. Want jy het jou deel gedoen. Onthou geloof, waar Eddie kry mens geloof verdien? Jy moet werk. Is ek reg of is ek nie reg? Jy moet baie hard werk met jou geloof. Nou, kom ek vir jou sê, hoekom het ons mense nie meer geloof nie? Ons is so gewoon om alles vir ons self te doen. Solank ek die wifi betaal het, weet ek verseker my paaiement is af, hy sal werk. Solank as wat ek kan iets soek, en ek is te dom om dit te kry, Julie, sy kan my uitdra want sy ken my nou. Gaan ek Google toe of ek gaan waar toe? ChatGPT. Julle daar soveel dinge wat vir ons daar gestel is om ons
ons geleerdheid te gee. Ek het geen probleem met tegnologie nie. Ek het regtig glad nie 'n probleem daarmee nie. Maar die moment wat jy jou geloof in tegnologie gaan soek, gaan jy val. Amen. Jy gaan dit nie maak nie. Want hoekom? Die Heilige Gees kan nie leiding werk nie, is 'n dooie ding. Dit is 'n komputer met geen verstand nie. Hy het verstand om jou te leer, maar hy kan Godheid nooit verstaan nie. Laasweek het vir julle mooi geleer, dit help nie ons som, wat ons in glo, wat ons doen op skool, het 'n formule om daar uitkom. En die gaan presies met wat praat ek van, is dit met formules praat, Marlene daar agteroor. Jy kan nie op die einde van die maand jou boeke klop, as jou bankstate en jou statements en jou invoices en al die goed nie ingevoer is in die stelsel nie. Maar al voer jy daai goed in, op die einde van die dag kom jy tot by 'n ding, by 'n getal uit. En almal stem saam met daai getal. Maar as jy nie in rigting werk nie, gaan jy daar uitkom nie. Nou goed, die eerste 2 skrifte wat ek vir julle gegee het, gaan ek weer aan vandag. Ek gaan hulle nie weer noem nie, julle weet, aan Jesus is gegee al die mag en die krag op die hemel en op die aarde. Die tweede ene is in Lukas 10:23. Hy het vir jou al die mag en al die krag gegee. Nou gaan ons verder lees en ons lees gou in Jakobus 2:26. Is ek oor my tyd? 2:26, hy sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo. Wat het hy gedoen? Het hy net onder 'n boom gaan sit en na die son en die maan en sterre kyk? Dis werk om te glo. Dis baie harde werk. Dan sê hy verder, en dit is hom toe geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Amen. Julle, as ons 'n vriend van God wil wees en nie 'n vyand van God nie, dan moet ons leer. Ons moet werk. Hier is my manual. Hier kry ek my geloof in. Nie 'n storieboek nie. Nie agter ChatGPT. Nie agter Google om te kyk wat gaan daar aan. Hier. As jy jou deel gedoen het, kinders, en jy het geleer en jou geloof is groot, dan gaan jy goed doen op skool. Daar's nie 'n manier dat die Here jou gelos nie. Hoekom? Want wat is sy naam? Wat het ek net vir julle gesê? 1, 2, 3. J-U-S-U-S. Hy stel ons voor vandag. Weer, julle is saggies. J-U-S-U-S. Weer. J-U-S-U-S. En dit sê wat? Jesus. En hy leer ons en hy ons en hy gee vir ons geloof. Maar weet julle wat? As ek met al die slim mense hier praat wat op computers en goed werk, kan hulle niks doen nie. Almal wat slim fone het, as jy nie daai boek gevat het en hom eers deurgelees het, dan kan jy haat instruksies. Ek kan nie daarmee lees nie. Ek gaan gou na pastoor toe en sê ek help. Of ek gaan gou na die foto vir my kinders help. Maar as jy nie hierdie ding hierdie selfoon se funksies verstaan nie, gaan jy nie eens iets maak. Jy gaan nie by die antwoord uitkom nie. As jy nie jou tyd vat en leef soos die woord jou leer, en leef soos wat pastoor ons leer elke Sondag, luister om die geloof te hê om in ons lewe toe te pas nie, gaan niks reg werk nie. En die Here sê begin by jou offergawe, dis nie jou bes, dis jou begin. Here, baie dankie vanmôre vir die woord van die Here. Baie dankie dat ons op U kan staan maak. Dankie Here dat ons nie vriende van die wêreld hoef te wees nie, waar ons kan geregtigheid by my God se voete vind. Ons kan van U leer dag vir dag. U is so kosbaar vir ons. Amen. En ons wil U nooit verloor nie. Ons wil U nooit verloor nie. Want Here, ons stap ons in 'n plek in en ons het geen vriend daar nie. Ons ken niemand nie. Al stap ek in 'n werk in en ek ken niemand nie. Ek ken enige geaardheid nie. Al stap ek in 'n kerk in en ek ken niemand nie. Maar ek het Jesus by my. Dan is ek meer werd as hulle almal saam wat my afdruk. En vanmôre wil ek vir iemand sê, moenie toelaat dat die vyand jou afdruk nie. Leer elke dag jou manual. Lees elke dag jou instruksies in die woord van die Here. En groei en kry geloof.
Stel jou geloof hoog en jy gaan die Ferrari kry. Amen. Glo in hierdie oggend. Seën elkeen wat by hierdie bediening staan. Seën elkeen wat hier is vanmôre. Here, vul elkeen se hart met die gees van God. Vul elke luisteraar. En dat ons leer elke dag meer van U. En seën almal deur hierdie week in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Nee, daar agter by die. Prys die Here. Almal kom. Het jy Bybelverse? OK. So kom ons beweeg aan. OK. Psalm 114. Toe Israel uit Egipte getrek het, het die huis van Jakob uit 'n volk met 'n vreemde taal het Juda sy heiligdom en geword. Israel sy reis. Amen. Amen. Prys die Here. Gloria haleluja. Sy ken dit en as sy hiersos by my staan, dan raak sy sien weer agter wat sy net bang se maak op hou. So ja, dis kom maar oupa haar graag help. So ja, kom ons loop en prys die Here. So kom ons begin met die eerste song. So ja, daar kom hy op. Oh,
glorie, halleluja. Ons gee die Here al die lof, al die eer en al die aanbidding. Wat doen ons? Ons gee die Here alles van ons harte af. Amen. En ons sê? 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 Amen. En nou sê ons? Amen. Verstaan nie daai. Amen. So kom ons gaan nou oor na die volgende song. Prys die Here. Halleluja, en daar's krag in nie. Daar is 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 krag in nie. Ek kan jou nie hoor nie. Daar's krag in nie. En wie se bloed? Jesus. Okay, kom ons sê. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Prys die Here, ons maak hierdie area wakker. O, kyk. Okay. Prys die Here. Amen. Okay, kom ons gaan oor na die volgende song. Before me, the world behind me, the cross
Halleluja. En Ja, en loop die Here. Ja, ons loop die Here op hierdie oomblik. Kom ons haal net 'n bietjie asem. Werk gou saam met my, kyk gou vir my. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Okay, hou diep asem. Okay, kom ons raak rustig. Prys die Here. Okay, maar die volgende een. Dankie. Halleluja.
sy Gees op jou uitstort. Steek net jou hand op, sê dit, ja Here, hier is ek. Hier is ek. Sorry. Hier is ek, hier is ek, hier is ek. Here, raak my aan. Kom aan my. Raak my aan. Sê dit vir die Here. Kom aan, Lisa. Raak my aan volgens met die Gees. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Rejoice in the Lord, your God. Let his joy flow through you now.
O Here, vanoggend is ons in U teenwoordigheid. Here, ons maak ons siele oop, ons maak ons harte oop. Ons vra U, Here, raak ons vanoggend aan met die Heilige Gees. Here, U is welkom in ons midde. Here, kom vanoggend. Here, raak ons net aan, Here. Vul ons, Here. Maak ons opnuut U eiendom, Here. Gees van God, beweeg vanoggend van hart na hart, van persoon na persoon. Here, raak ons net vanoggend aan, in Jesus naam. Here, maak dit weer alles jou. Here, kom in die grootheid, kom in die magtigheid, kom in die heerlikheid, o Here, in Jesus naam. Here, praat vanoggend in geestelike autoriteit, praat met die hart van die mens, o Here. Leer ons U weer, Here, rig ons voetstappe, Here. Dat U woord vir ons 'n lamp vir ons voete sal wees. En Here, gee vir ons 'n raad. Laat U oog op ons wees in Jesus naam. Amen. En amen. En amen. En Amen. en Presteer. en Prys die Here. amen. Kom ons neem ons sit lekker. Dis volgens so lekker en teenwoordigheid van die Here kon nie eintlik uitgaan nie. Mense, ek het so 'n kosbare touch van gister af. Ek wil net huil. Ek wil nie huil omdat ek hartseer is. Ja, Eddie, ons gaan nog die probleem uitsorg. Ek weet, die ligte is in die pad. Dis kom maar net daar uitgeskryf. Prys die Here, hier is baie se plekke. As daar nie plekke is nie, dan kan jy voor by my kom sit. Maar ek preek. Halleluja. Mense, maar my siel honger so na die Here. En hierdie week is ek besig met die Here in my stille tyd. En net eens sê die Here vir my, is ek nommer 1 in jou lewe. Ons is baie vinnig om te sê ja. Maar die Here het my uitgehaal. Dat ek vir jou sê, die Here het my uitgehaal. En ek gaan vir jou ook uithaal. Ons is geneig om te sê, yes. Ons dien die Here. Nou kom ek vat jou gou terug. Na die boeke van Deuteronomium toe. Okay, maar ek gaan nou nie so dit, maar ek gaan op jou sê. Hoor Israel, die Here ons God is een Here. Hoor Israel, die Here ons God is een Here. Die Here ons God is Een Here. En die Here het my op daai vers uitgehaal. Hoekom sê ek jou die Here het my uitgehaal? Ons hoor dit en ons weet dit. Ons doen dit. En die Here het my gesê, as ek 'n besluit neem, sê ek vir hom wat God is. Here, U wat God is een Here. Dat U deel is van my besluit. Die Here het my tot stilstand gehelp. Ek weet nie vir jou, ons doen besluite uit onsself uit, maar ons Here is een Here, een God. Hy wil deel wees van ons. Maak ons hom so deel. Ons sê ja, ons lieg. Hoe lieg ons? Kom ek vertel jou gou hoe lieg ons. Ons lyk van Liberty Edition. Nee, die beste. Nou die beste actors is ek en jy. Ek en jy kan Rambo en Arnold Schwarzenegger en ek weet nie wie almal. Ons kan hulle teach, man. Ons sal hulle doen. Ja, want ons is Liberty Edition. Rejects. Hoekom sê ek rejects? Want ons lieg. Ons is Liberty Edition mense wat lieg. Wanneer jy gewas is met die bloed van die Here, dan lieg jy nie meer. Maar terwyl jy nog lieg in 'n leuenslewe, is jy 'n Liberty Edition. Jy kan Arnold Schwarzenegger leer om te act.
Jy kan nou vertel, jy dien die Here en hy gaan jou glo en jy dien nie eers die Here. Want jy gaan 'n Oscar kry. Ja. Maar in plaas daarvan om dit te jag, is ons veronderstel om die Here deel te maak van ons lewe. Want hy's een Here. Hy moet in ons besluite wees. Dis nie waaroor my preek gaan nie. My preek kom nog. Maar ons moet ophou act. Ons moet ophou voorgee. Ons is nie akteurs nie, ons is kinders van die Here, man. As jy wil gaan ek gaan Hollywood toe, man. Betaal net jou eie vliegkaart. Gaan ek daarso. Hierso moet ons ernstig begin raak met die Here. En dit is my keuse vanoggend. Kom ek vat nog 'n stap verder. Solomon. Die Here het my gister uitgehaal op Solomon. Solomon se begeerte was gewees. Wat? Hy soek wysheid en kennis. Nee, dit was veel groter as wat jy kan dink. Kan ek jou vertel wat was Solomon? My hart het uitgegaan dat ek vir die Here sê, Here, ek kom shop. Ek wil dit hê wat Solomon gehad het. Nie net wysheid en kennis nie. Gaan gou na 1 Konings 4 vers 33. Ja, daai was 'n bolle vir my gewees. Die eerste keer wat ek al gelees het ook in die Bybel. Ek is nie skaam om dit te sê, ek lees my Bybel elke dag. So moenie met my nou begin nie. 1 Konings 4:33. Ek wil net kyk. Okay, 1 Konings, nie 2 Konings. Okay, 1 Konings 4:33. Solomon het iets begeer van God, wat nie net kennis en wysheid is nie, was veel groter as dit. Hy het oor bome gepraat. Hy het gepraat oor bome. Luister wat sê die vers verder. Van die ceres op Libanon, op die hierso, wat teen die muur uitsprei. Ook het hy gespreek oor die vee. Hy het gepraat met die diere. Hy het gepraat met die diere. Luister hierso. En oor die voëls. Die voëls. Hy het gepraat met hulle. Dit was sy verhouding met God gewees. En dan gaan hy nog verder. En oor die kruipende diere. Hy mure wat jy so doodtrap. Solomon het met hulle gepraat. En oor die visse. Wat sê ek nou vir jou? Solomon se begeerte was nie net wysheid en kennis nie. Weet jy wat was sy begeerte gewees? En dit is my begeerte. Die Engelse woord sê dit so mooi. Jolien, die Engelse woord sê dit so mooi. Possess me, Lord. Besit my, Lord. Neem besit van my. Dit was sy begeerte. Weet jy hoekom het hy dit gesê? Want hy wou die God wat hemel en aarde gemaak het. Die God wat 'n woord kan spreek. Die God wat wysheid het, die God wat kennis het, die God wat insig het, die God wat die oorwinning gee, wil hy in sy lewe gehad het. Possess me, Lord. Dit was nie net, ons is geleer, hy soek net kennis en wysheid. Dit is veel groter as dit. Ons staan buite gepraat met die voëls, kyk of hulle na jou luister, laat hulle gaan afkom. Wow, is dit nie awesome nie? Met die visse, daai wat jy vang in die Paarrivier, wat nie in die kerk wil kom nie. Wanneer die woord bedien word, daar het jy ons Paarrivier. As 6 ander dae, maar jy kies die uur van die Here.
Solomon praat met daardie vis man. Ek vang nie vis nie, ek gaan ook met hulle praat. Hy het met die haie gepraat. Hy het van hy sharks gesê, jy moet swem, hier is mense wat nie wil kerk toe kom nie. Vreet hulle op. Ek maak nou 'n grap daarvan. Maar Solomon het met die visse gepraat. Die Bybel sê hy het met die visse gepraat. Weet jy wat 'n voorreg is dit om met God een te wees, dat jy met die diere so kan praat? Gaan sit buite, dan hoor jy die voëls, dan praat jy. Een oggend ek in die altaar gelei, toe sing die voëls oor die blydskap wat ek vir die Here bring. Op die video, toe sê ek, wow. Dit is God. En Solomon het hierdie begeerte gehad. Nou val ek en jy short. En dis waaroor my preek gaan. Hoekom? Want ons lyk soos Standbeelde. Soos Standbeelde. mooi. Hulle vat al die standbeelde af Oranje toe man. 'n Standbeeld kan nie dink nie. 'n Standbeeld het nie 'n hart nie. Die voëls dink niks van 'n standbeeld. Maar ons lyk so standbeelde voor God. Ons gaan hierdie week aan daarmee. Ons nou week 3 weer op en daai en hoekom die Heilige Gees nie in ons werk nie. Maar ek moet dit klaar maak. Verlede week het ek hom net begin touch. Maar vanoggend gaan ons nou verder. Nou sal ek begin preek. Welkom volk. Ek sê kwaad vir julle nie. Ons like Black Friday. Suid-Afrika ook. Yes, ons like ons hele land like Black Friday van die begin van Januarie af reg deur tot die einde Desember. Want hulle maak dit wat hulle wil. En dan hoor hulle ook van buy one get one free. Dan skei hulle. Dan gaan en hulle gaan trou nie eers nie. Hulle vat sommer net 'n vrou met 'n kind by. Dan bly hulle saam. Buy one get one free. Dis wat ons mos nou doen in Suid-Afrika. Ons hou ons Black Friday elke dag van die, want dit is wat ons hoor nie wat God sê nie. Ons hou van die idee, buy one get one free. Jy vat 'n vrou, jy gebly by haar en jy kry sommer 'n kind saam. Wat is dit nie? Is dit nie wat hulle doen nie? Ja. Okay. Wat sê? Okay. Hæ? Ja, double trouble. Prys die Here. Ons lag daaroor, maar dit is 'n werklikheid in ons land. En dit is teen God. Die Gees kan nie werk nie. Ons Sondag, moetswillig. Mense, ons doen soveel verkeerd teenoor die Here. Weet jy, hier waar ek staan wil ek huil. Ek wil trane stort. Weet jy hoekom? Nie omdat ek hartseer is nie. Wil ek meer van God soek in my lewe. Meer van hom in my. Dis of ek nie meer genoeg kry nie. Ek kan dit nie vat en laat ons kan glo in hierdie rabbies van hierdie land. Ek noem dit rabbies van, daar is nie ander woord nie. Vir die mense wat Afrikaans is gemors. Ja, want dit is gemors in ons land. Sonde is gemors en moet hel toe gaan. Amen. Maar kom ons keer terug na die woord toe. Die woord vanoggend gaan ons in 1 Korintiërs. Ek kan net kyk daar. Nee, Kolossense, ekskuus, nie Korintiërs nie, Kolossense. Hoofstuk 3. Maar nou nie Kolossense gaan soek in Genesis daarvoor in die Bybel nie. Dis daar so in die Nuwe Testament so mooi in die middel, so net 'n bietjie. Kyk jy 'n bietjie daarna. Ekskuus. Ja, net na Matteus.
Mooi Jonathan, jy is skerp hoor. Ja, prys die Here. Hoofstuk 3, vers 12, 13, 14, 15, 16, 17 sê vir ons mooi, wat moet ek en jy doen om nie 'n standbeeld te wees nie? Hoe kan ons maak dat ons harte oop is, dat ons na die gees van die Here luister? Vers 12, ek het verlede week vers 12 gelees, so stop ek daar. Beklee julle dan. Wat sê die woord? Beklee julle. Maar nou wil ons, ek mag nie woord gebruik nie, Here dan. Nou wil ons kaal rondloop. Ek praat nie van sonder klere nie, ek praat in die geestesreële. Wat doen ons? Ons maak 'n deur oop vir die duiwel. Hoekom? Omdat ons nie beklee is nie. Die woord van die Here sê, beklee jou. Die Here sê, trek aan. Wat sê die Here? Wat sê die Here? Trek aan. Ons trek nie aan. Nou staan jy op, jy trek 'n T-shirt en 'n broek aan, want jy want dit is 'n nuwe dag. Maar dis nie wat die Here sê. Die Here sê trek aan. Beklee jou met hom. Met die woord. Ons doen dit nie. Weet jy wat doen jy? Jy maak 'n deur oop van die duiwel. Jy gaan 'n nok kry. Jy gaan probleme kry, dan gaan jy nie weet waar kom dit vandaan af. Omdat jy nie in die woord gebly het nie, jy jou nie beklee het nie. Daai eerste woord sê beklee jou. Wat sê hy? Nou doen dit man. As jy kan aantrek elke oggend, beklee jou met die Here. Wees een met die Here. Salomo het gesê, Here, possess me, besit my. Dit is my begeerte, ek bid dit, ek sit daar buite en ek huil daaroor. Here, possess me, Heilige Gees, vat my, maak my vol, possess, vat my totaal en al, onder my voetsole tot bo by my hoof, maar vat my net. Possessed. En my woord sê beklee jou, dan sê hy vir ons, dis die eerste een, as uitverkorenes, soos kinders van die Here. Maar nou lyk die kinders van die Here soos die wêreld. As die wêreld te kere gaan, dan gaan hulle aan soos barbare, noem dit barbare. Ek skaam my partykeer vir die kinders van die Here. As die wêreld woorde uitspreek en dan praat hulle saam, dan dink hulle dit is alright. Die woord van die Here sê, laat geen vloekwoord uit jou mond uitgaan. As die wêreld suip, dan druk hulle 'n bier in die mense se hande. Die Bybel sê, wee jou wat 'n bier in 'n ander man se hand druk. Maar die Bybel sê, wees as 'n uitverkorene. Te wees soos Jesus. Te wees soos Jesus. Wat het Jesus gesê? Nee, I don't want to go with it. Ek wil nie saam met die wêreld gaan. Wat het hy gesê? Gaan julle aan, ek gaan bid. Hy het nie gesê, taai my nie. As Jesus klaar gebid het, dan loop hy op die waters en dan raak hulle bang. Hulle bewe. Ja. Hulle bewe, want hier kom 'n spook. Maar Jesus het gaan bid. Die Bybel sê, wees soos 'n uitverkorene, maar ons wil nie bid nie. Nou sê ons, Holy Ghost, possess me. Die Heilige Gees kan nie ons possess nie. Want, hoekom nie? Ons compromise, ons staan bytsbeen. Want hierdie kant maak ons soos wat die wêreld maak, ons is mos akteurs. Julle mos vertel in Hollywood. Ons kan nie ander ouens leer, ons kan Oscars wen. En in die ander been sê ons nee, ja, hier prys ons die Here, hier loop ons die Here.
En hier is ons ernstig oor die Here. Mense, jy kan nie so maak. Die Bybel sê, was jy my eerder koud, of was jy my eerder warm, maar nou dat jy lou is, spoeg ek jou uit my mond. En dan sit ons en wonder, ons sing Here possessed, die Heilige Gees. Ons is nie een oomblik in daai teenwoordigheid, in daai oomblik wat ons sê, Here kom, possess me, dat ek vir U kan leef. Dat ek vir U kan leef. Om daai keuse te maak, moet jy alles opgee. Tot jou besluite, tot jou eie ek. Ek is die baas, sê jy moet opgee. Want jy is nie meer baas hier, nou is jy klaar. Jy moet jou nou self louer maak in die teenwoordigheid van die Here. Is dit nie, Eddie? Ja, amen. Prys die Here. Want jy moet alles opgee. Hier sit Eddie. Toe op pensioen gegaan het hy 3 miljoen gehad. Ek kan praat oor, hy het al met my gepraat oor. Kan dit met hulle deel. En op daai stadium was hy in die wêreld. Ja, hy het gedink hy is on top of the world. Amen. Totdat die Here hom weer hoor dan, hy het my hart geslaan. Plat op die grond geslaan. En hy moes eers alles verloor. Nee, alles. Tot hy niks gehad het. Vandag is hy bly hy het niks. Amen. Hy sê hartseer oor die geld wat hy gehad het. Hy's bly oor dat hy niks het. Maar nou kan hy vertrou op die Here. Amen. So jy moet alles opgee. Alles vir die Here. Maar wat maak ons? Ons maak op ons alles opgee. Want pastoor moet dit kan sien. En vergeet, die Here ken jou gedagtes. Hy ken jou hart. Hy ken jou as mens. Onthou, Solomon het gesê, Here, possess me. Possess me. Daai Sari met Solomon nie gesondig nie. Hy het agter die hart van die Here aangaan, want sy pa was 'n man wat agter God se hart aan was. Sy possessie, ons kinders moet leer. Here, neem beheer van ons, neem besit van ons. Ons moet die keuse maak. Ja, Gian, jy ook. Ons moet die keuse maak. Stop op beklei, stry. By die huis op. Ons moet alles laat staan. Hoekom? Want die Here moet beheer neem van ons. Hy moet in my kan wees. En hy moet ook in my besluite wees. Besluite wat ek neem. As ek besluit ek gaan vanoggend Pretoria toe, moet die Here vanoggend saam met my in daai besluit wees. Hoor Israel, die Here my God is een Here. Ek moet hom een maak met my besluit. Ek moet nie net in my kar klim en highway slat en sê, Here, nou bewaar U my. Die Bybel sê, wees as 'n uitverkorene. Kom maar, die Bybel gaan nou gaan. Sien hierdie gaan nou 'n uitverkorene van God. Heilig. Heilig. So moenie met die wêreld een wees. Jy moet heilig wees, want hy wat jou roep is, heilig. Hy wat jou roep is, heilig. Heilig. Dan gaan hy voor. En geliefdes. En so, wat sê dit vir ons? Ons moet liefde hê. Ja, jy moet liefde hê. Jy lyk om te beklei met jou boetie. Ja. Dis nie liefde nie. Want jy moet 'n uitverkorene van God wees. So jy moet Askies? Nie harde. Liefde hê. Wat? Liefde hê. Sê dit weer. Liefde hê. Wie moet jy lief hê?
Ja, jy het almal lief. Ja, ek gebruik die kind, want ek weet hy doen dit, maar ons is almal skuldig. Ons moet liefde hê. Verlede week het ek vir jou gesê, selfs jy daai een wat agter die tol sit, moet liefde hê. Kom ons gaan nog aan. Met innerlike ontferming. Jy moet kan voel wat ander voel. Jy moet kan voel, as hy man voor jou indraai, moet jy kan voel, hy is afslag. Ja, want in Suid-Afrika praat al vingertaal op. Ja, al praat vingertaal. Kyk, ry net voor 'n ou in, dan betaal hy vir jou waar moet jy afloop. Maar jy weet nie, jy's op pad vorentoe. Ek kan in my kop skud. En dan sê ons is kinders van die Here. Die Bybel sê jy moet ontferming hê. Allelo by hoe te ry. Ek sê jou wys. Dis nie ontferming. Ek gebruik dit net vir 'n voorbeeld. Wat ook van jou besluite, jou verkeerde besluite wat jy neem, waar jy nie oor raas kry, waar jy nie God herken. Kom, jy moet ontferming hê. Wie voel vir 'n ander een, as hy sê, ek gebruik net vir 'n voorbeeld, as hy sê hy het nie kos nie. Ek kan nie uitkom nie, of my besigheid tel nie op. Kom, ons moet ontferming hê. Kom mense, ek is nie die enigste een wat dit moet hê nie, jy ook. Die Here praat my op. Ek leer jou wat die Here leer my. Dan sê die Bybel verder, goedertierend, ons moet goedertierenheid hê. Ons moet goedertierenheid hê. Dit beteken ons moet goed wees. En sterk. Ja, maar as ons goed, is ons regtig goed. As ons iemand kan indoen, is ons dan goed. Dis nie 'n Christen. Die Bybel sê jy moet goed op kan wees. En ons moet staan soos 'n rots. Yes. En jy moet die belange van iemand kan dra. Doen ons dit. Nie myself, ek het alleen probleme. Kom worry jy daaroor? God weet jy het probleme. Kom, die Bybel sê ons moet goedertier en ons moet ons beklee. Ek moet jou leer vanoggend. Dan sê die Bybel nederigheid. Jy moet jou verneder onder die magtige hand van die Here. So, as iemand 'n opinie gee, dan moet jy luister. Ek sê nie jy moet saamstem nie. Jy moet luister. Dis 'n voorbeeld. Daar's klop. Daar's klop. Ek verlede week die man en die vrou gebruik. Een wat eers sê ek is jammer Here, want die Here mag nie pad vat nie. Of die ou nie mag nie, hy kan nie pad vat nie, want hy's 'n heilige God. As hy die vrou se pad vat, sy onregverdig teenoor die man. As hy die man se pad vat, sy onregverdig teenoor die Here is neutraal. Maar hy soek nederigheid. Hy stel nie belang of jy reg of verkeerd is nie. Hy wil weet of jy nederig is. Of jy die eerste een sal wees wat sal sê. Jan, jy ook. Die Here wys vir my praat met die kinders op. As ma sê nee, dan beteken dit nee, nie 'n deur wat toesluit. Groot mense is goeie op tantrums. Hulle slaan op deure. Hulle spring oop. Die deure af. Dis nie meer 'n baba nie. Is jy nog 'n baba? Nou leer dit af. Ons moet nederig wees. Dan sê die Bybel sagmoedigheid
Daar is ek baie skuldig. Ek probeer baie. Pragtig die Here help my baie om omsag te wees. Ek kry dit al baie reg. Maar so nou dan kry ek nog 'n gier. Die Bybel sê ek moet sag wees. Dit beteken ek moet nie dadelik op enige afstorm. As hy nou iets doen nie. Ek gebruik hom jou net per voorbeeld. Yes. Ek moet ook gaan. En dit is baie moeilik partykeer vir my. En het al met Louise het ook al wat sê gaan loop om die sal. En het my sê bly Matthias. Maar los die werk vir my. Jonathan sê vir my ook. Ek sal dink. En ek nee, okay, ek sal bly in die Bybel. Ja. En Jonathan is my regterhand. Hy help my nou baie. Kom ons gaan aan. Dan sê die Bybel ons moet lankmoedigheid hê. Ons moet dit kan verduur. Maar ons moet dit kan dra, ons moet kan wys ons hou uit. Ons hou aan. Ons gee nie op nie. Wat doen ons? Dis die eerste wind baai. Dan bel ons die pastoor. Gister het ek my so vererg. Maar ek het dit gedoen tussen my en God. Maar ek ben nie kwaad geword vir die Here en ek ben kwaad geword vir die selfoon. Pastore, evangeliste, wat woord op hierdie Facebook en WhatsApp uitstuur. En vir ons vertel hoe om te leef. En ons vertel glo in God. Bel hy my. Kom ek lees vir jou wat skryf hy. Nee, ek gaan nie sy naam noem nie, maar dis mense wat sê hulle glo in die Here. Ander mense vertel, luister hierso, jy moet in die Here glo, jy moet vas staan, jy moet glo en die Here saam met jou. Elke dag sit hulle hierdie woord op. Hierdie is Oscars wenners. Dis niks anders dan nie. Jy sal nou glo, nou wil hy sê vir my, kan jy my help? Ek het geld nodig. Nou dink ek is God. Dis my pastore en evangelie. Hoeveel mense bel my in 'n week? Ek wil dit mooi sê, Jolien, ons moet 'n bordjie maak. Ek is nie 'n item nie. Ons teken 'n item en ons sit daar so nou go. Ek kerk net. Okay. Jy is reg. Ek is nie 'n item nie, mense. As 'n pastoor vir my sê, kan jy my help? Dan bevraag ek hom sy geloof. 'n Man wat woord op Facebook en WhatsApp sit, wat vir my kom vra, ek moet hom help. Hoekom kan hy nie na God toe draai nie? Hulle moet bid. Al wat ek vir hom gesê het, ek het nie, ek moet self op die Here vertrou. Ek gee hom 'n tip waar hy kan gaan. Eintlik vertel ek hom mooi in detail waar hy kan afklim. By die Here. Want dis waar sy begin moet wees. Want die beginsel van wysheid is die Here. Is by die woord van God. Maar ek kan nie glo dat Gods manne, en dan word hulle erken deur Facebook en mense, wat amen en amen en amen. My vraag is, wat verkondig hulle? Nog 'n Oscar wen. Dus ek self moet Hollywood toe gaan. Hulle kan hierdie rainbow gaan leer om te ek. Sylvester Stallone weet nie om te ek. Hierdie ouens gaan ek. Kyk en hulle doen dit graag van nie.
Sylvester kry nog betaling, hierdie mense doen dit soms nie. Free of charge. Ek kan nie glo nie. Maar hulle vertrou op die Here. Wat leer hulle mense? Eddie, wat leer hulle mense? Ek wil huil daaroor. Kom ons gaan aan. Wees self ook. Ja. Vers 13 sê vir ons, verdra mekaar. Wat doen ons? Wat doen ons die aloom? Ons gooi daar die tantrum, nee. Wat ken ou mense op? Die was 'n ander ou vrou gewees. Noem maar ou vrou. Sy's nou al oor die 60, sy het die keyboard op 'n tyd gespeel. Syke swart hare gehad. Sy daar gesit. Sy gooi vir hom, nee. Jy sien net rookie uittrek. En dan kan sing haar nooit weer nie. Net omdat ek sê nee. Jy kan nie net doen wat jy wil in God se huis. Die Here stel mense aan. Jy kan nie kom oorneem. En dan stuur die Here hulle weer terug. Om by op verskotting te bring. En dan sê die Here vir my, verdra hulle. En hoeveel keer het ons dit gesien? Hy oom met die mondvletjies. Die oom met die mondvletjie. En hy het my gesmeek vir vergifnis. En hy het nou net gevra asseblief bel my. Yes. Maar die Bybel sê verdra. Wat doen ons? Die Bybel sê vir ons Abba, ons dra. Dan gooi ons hom nog in 'n reverse gear op soos Freddy gesê het, in elke gear. As ons hom dra, want as ons hom dra, dan raak ons dikbek want ons is kwaad vir onsself. Ons blaas so op. Het ons self so kwaad geword het. Die Bybel sê verdra. Wat doen ons? Jy kan net die Here antwoord dan. Dan gaan die Bybel. Vergewe mekaar. Wat sê die Bybel? Vergewe mekaar. Wat sê die Bybel? Loop op wat jy en jou boetie dan vir 'n tweede keer nadat jy mekaar vergewe. Nee, is nou net 'n vinnige een wat ek hom net uitbou. Ons almal was op daai stadium. Ons sê ons vergewe. Ek het nou net vir jou Jan nagewys. Ons sê ons vergewe, maar dan beklei ons direk daarna. Kom Lisa, jy lyk dit om met die kinders te beklei. Weet. Kan sien hoe ek jou nou is. Ja. Jy sê die hele sien ons almal doen. Maar gebruik dit. Verstaan jy? Maar daai een wat frikkie jou kwaad maak. Waar jy sê ek gaan hom wys. En hy vir jou wys, sê ek gaan jou wys. Dan gaan sit hy langs jou, dan stuur hy vir jou WhatsApp om jou te wys hy praat met jou. Hæ? Is dit nog nie so nie? Maar daar is huise waar hulle so is. Hulle sit langs mekaar. Want hulle mekaar nie wil vergewe nie. Ja, maar ek praat van mense wat nie mekaar, hulle praat op WhatsApp. Hulle, want die Bybel sê vergewe mekaar. Daar's 'n ander vers in die Bybel wat vir jou sê, as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Okay, daar's 'n ander vers wat vir jou sê, die wy wat jy hom vergewe. Nee, sê ek en die wy wat jy hom vergewe, so gaan God jou vergewe. Kom ek vat hom nog verder. As ek Eddie halfpad vergewe, en ek nog steeds 'n grudge. Want baie keer is ons sê ons dit vergewe, maar dan ons nog steeds daai gevoel binne ons. Want jy het nooit vergewe nie. So, wat gaan gebeur? God gaan jou dink jy gaan in die hemel kom? Nee, my broer. Die hel is 'n werklikheid.
Die hel is 'n werklikheid. Ek sê skaam om dit te sê. Ek sê dit graag in Suid-Afrika. Die hel is 'n werklikheid. Ons kry hoeveel oproepe deur die week. Vrouens, mans, hulle ken my nie eens nie. Bel my daar van waar is die Kaap? En hierbo in Bloemfontein. Wel, okay, dis Kaapstad. Ek praat van Simonstad. Nou die dag, man, dis net aan die kant Vrystaat. Waar is die Vrystaat? Dis die boer in Limpopo. Okay, dis wat Jonathan vir my sê, bly in die Bybel. Idiot, al sê my bly in die Bybel, los die wiskunde en die ander goed vir ons. So hulle weet waar ek moet gaan. Maar die ding is, ons moet vergeef. Nou kom hy mense, hulle bel my daar van daar af, dan sê hulle vir my, ek het probleme in my huwelik. Ek grou nie in 'n ou se huwelik wanneer hy probleme het. My eerste vraag is, het jy vergewe? Dan sê hy vir my, ja, dis 'n moeilike vraag, ek kan hom nie aan sê, maar jy hoef hom nie te antwoord, want jy lief vir my. Want hy het klaar vir my gewys, hy het nie vergewe. Dit is sy probleem, dis haar probleem. Dan dra hulle dit vir 40, 50 jaar. Elke dag sê hulle, Here, ek loof U, ek loof U. Oscars wenners. Mense wat voorgee. Actors. Maar hulle loop met daai baggage, met daai gemorsel van 50 jaar wat hulle nie mense kan vergewe nie. Kom, ons kinders is jok, ons kinders moet dit leer. Ons moet kan vergewe. Vergewe beteken vryspreek. Ja, ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Man, jy lieg, man. Jy wil nie vergewe. As God my moet vergewe soos wat jy nou sê, ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Dan sal ek nooit vergewe word nie. Die Bybel sê hy sal my vergewe van die weste na die ooste, so ver as wat dit is, so ver vergewe die Here my. Daar's nie 'n punt in die weste en die ooste. As jy in Japan is, watter kant is wes en watter kant soos? En as jy in Suid-Afrika is, waar is die punte dan? Daar's 'n noordpool waar 'n punt is en daar's 'n suidpool. Dit weet ek was ook op skool. Ek het matriek 2 keer aan 5. Ja. Mense, die Here vergewe ons. Ja, maar ek kan nie vergewe wat hy my doen nie. Eintlik wil ek vir jou sê, jy maak 'n deur oop vir my om jou verder te vernietig. En hy gaan vir jou daar hou. Vra vir Eddie. Hy was daar gewees. Hoeveel jare? Was meer as 20. Dit was hier so by die 50 jaar. By die 50 jaar. Ek weet, ek praat met hom, want my lewe self was daar. Myne was 37 jaar. Dit was nou by 60. Ja. Ons het dit gedra, ons het gemaak of ons alright is. Eintlik was ons Oscars wenners. Ons het voorgegee, ons het geact, ons het gemaak of ons die Here dien. Maar ons hou daai agterdeure oop. Dan gaan ek jou een vraag vra. Was jy gelukkig gewees? Nee. En wonder ons ook mis ons nie gelukkig. Net omdat ons nie vergewe het. Net omdat ons nie vergewe het. Kom ons gaan nog verder, leer julle nog. As die een teen 'n ander klaag het, so as iemand teen iemand anders te iets het, jy gaan regmaak. Jy moet dit laat staan. Laat staan jou nonsens, man. Julle verstaan wat nonsens is. Laat staan.
sodat die Gees van God kan werk. Laat staan dit. Word nederig en gaan sê jammer. Die Here het nie gesê gaan hou party nie. Die Here het gesê gaan sê net jammer. Wees nederig, die Here sal saam met jou wees. Is dit nie Harry? Ja. En kom ek sê vir jou, en dan gaan jy nou sê, wat gebeur as jy jammer sê? Is jy dan gelukkig? Dan is jy baie gelukkig. Dan is jy baie gelukkig. Jy voel sommer die vrede, die kalmte van die Here in jou lewe. OK, kom ons gaan nog verder. Soos Christus julle vergewe, so moet julle doen. So, ons moet ons bekleed. Kom, ons gaan nog verder, dan sê die woord. En bekleed julle bo alles met die liefde wat die hand van die volheid, die volmaaktheid, dankie Freddy, van die volmaaktheid is. Ja, die liefde wat die hand van die volmaaktheid is. Ek het al gehoor mense sê ek kan nie in die volheid van God inkom nie. Moet dan nie die liefde van God in die volmaaktheid hê. Dan wil ek vir jou vra as die Here se liefde nie in sy volmaaktheid is nie. Hoe kan jy sê possess me Holy Spirit? Kom Heilige Gees. Hoe kan jy dit dan sê? As jy nie in hy volmaakte liefde van die Here is nie. Kom, die Bybel leer vir ons baie mooi en baie ernstig. Vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, en julle harte heers. So, laat die vrede van God in ons harte heers. Ek het jou laasweek gesê, as jou baas jou kwaad maak, los hom by die werk, spyt hom man. Moet hom nie saamvat huis toe nie. Los hom dan. Is dit nie, Eddie? Sluit hom in sy kantoor toe. Sluit hom in sy kantoor. Sluit hom in sy kantoor toe, ek benaai hom nou. Ja, los! Laat die vrede van God in jou hart wees. Hoe moet ons wandel met die vrede van God? As ek na Janine kyk, moet daar vrede in haar huis wees. As sy na my kyk, moet daar vrede in my huis wees. As julle hier kom, moet daar vrede wees. Nie hier sit dit gewillies op wys, ek gaan bevred. Jong, ek gaan verloor nie wys. Jy sal sien. Dit is die vrede van God nie. Die Bybel sê daar moet vrede in jou hart wees. In jou hart. Hoe werk hy? Jy het 'n deur in die binne in jou hart. Hy het een hendel en hy sit in die binnekant. Jy moet hom oopmaak. Jy. Ja. Ek kan volgens sê jy. Ek moet hom oopmaak. As ek wil hê die Heilige Gees moet inkom, moet ek daai deur oopmaak. Van vrede. Jy moet jou hartjie oop, laat die Here kan. Hallo hoor nie. Jy moet jou hartjie oop maak, laat die Here kan inkom. Sê hulle weer. Hulle het dit nie gehoor. Jy moet jou hartjie oop maak, laat die Here kan inkom. Ons moet ons harte oopmaak. Hoe moet ons harte oopmaak laat ons die vrede in ons harte kan hê? En die Gees. Ja, maar hy het vrikkie vir my kwaad gemaak. So wat as hy jou kwaad maak? Los hom daarso. Loop jy weg. Gebruik dit net vir 'n voorbeeld. As iemand jou kwaad maak, loop net weg. Ek moet dit baie keer doen, dis baie moeilik partykeer. En hoekom? Want ons is geleer om die laaste woord in te kry. Maar die woord van die Here sê ons moet nederig wees. So ek en jy moet dit doen. Ons moet dit oefen sodat ons vrede in ons hart kan hê. OK, ek sien die tyd al my inkom. Ek kom nie weer met my Here volgende week sal weer aangaan. Ek gaan net nog 2 verse heel vas sit. Almal moet net geduldig wees daar by die huis op. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Wees bly oor die woord.
Beklee jou met die woord. Maar ek het baie probleme. Hou op, kyk in jou probleme, man. Kyk na die woord. Onse God is een Here. Hoor Israel, die Here onse God is een. Hy is in my besluite. As ek gaan doen wat die Here sê en ek gaan na die woord toe en ek kies God bo my probleme. Hy is 1 maar in 3 gedeel. Ja. Wat dink jy wat gaan gebeur met my probleme? Dit gaan self opgelos word. Want hoekom? Want ek kies my weer na die Here toe. Hierso sê die woord vir jou. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Ryklik. Wees bly man. Moet nou nie 'n lag aan leen nie. Begin net lag. Begin vrolikheid hê. Dien die Here met blydskap. Dien hom om bly te wees. Kom ons gaan op, ek wil net hier klaar lees. Dan sê die woord vir jou vir ons verder. En julle woon in alle wysheid. So jy wil graag slim wees. Nie gesê hierdie gaan maak hulle slim mense nie. Ek sê om slim te wees. In alle wysheid moet ons blydskap, vrede hê. Ons moet ons bekleed met Jesus Christus. Ons moet nederig wees. Ons moet baie beter. Wil jy elke keer hier kom sit by jou dikbek? Laat hom vir jou song speel. Ek gaan my nou sing. Dan sê die woord verder. Leer. Wat sê hy? Leer. Hy het nie gesê, gaan vertel die pastoor hoe moet hy leef. Hy sê leer. Dis wat die woord sê. Dan sê die woord leer. Wat sê die woord? Leer vermaan mekaar. Maar die oomblik wat jy ons die mense vermaan, soos ons daai sanger gesê het, luister, hy is van die pad af. Hy kan nie datums gee nie. Dan sê mense hy oordeel. Die Bybel sê vermaan hom. Sê vir hom hy's vals man. Sê vir hom hy's van die pad af. Ek oordeel hom nie. Maar die woord van die Here sê niemand ken die dag of die uur nie. Hy moet sy Bybel gaan lees. Al is hy 'n dokter. Die woord sê vermaan, dan sal ek hom vermaan. Ek sal vir hom sê hy's van die pad af. Maar ons nog verder van die pad af daar in Amerika. En nou gaan al na die dooies. Dis hoe dit nou ver is. Dis wat die skrif sê. Die skrif sê vir my die dooies is daar en hulle kan nie terugkom nie en ons kan nie vir hulle gaan kuier nie. Hulle moet die woord gaan lees van Lazarus en die ryk man. Maar oké, kom ek los dit daar, ek gaan nou nie opinies praat nie. Dan sê hulle, met psalms en lofsange, ons moet saam sing en bly wees. Maar wat soek ons soek disco musiek. Hulle soek doef. Het jy nie geweet, dat die engel wat die musiekleier was, die duiwel is nie. So as jou hart agter doef en gaan dan moet jy maar jou gaan ondersoek instel. Want 'n kerk is nie 'n disco nie. Dis 'n plek van heiligheid. So stadige musiek, dat beteken ons gee onsself oor aan die Here. Amen. Ons raak stil voor die Here. Die Bybel sê met psalms en lofliedere en geestelike liedere. Sing in julle harte met dankbaarheid. Dit is een. Ons moet sing met dankbaarheid. Dan kom ons. Holy Spirit, move me now. Wat se dankbaarheid ons dan? Maar as ons Sari Marie moet sing, dan klap die note. Dan laat baie ons. Dan kan sommer Jan Pierre wie ook sommer agterna sing. Maar as ons by die Here moet sing. Holy Spirit, move me now. Must keep me now. Maar doen dit net met die een laas my. Dis wat ons doen wanneer die Bybel sê ons moet dankbaarheid hê.
Hoeveel van ons is dankbaar wanneer ons die Here loof en prys? Hallo Jan. Hoeveel keer het jy dankbaarheid wanneer ons sing? Want jy sê dankie Here. Ek gebruik hom nou net vir 'n voorbeeld wat die Here wys my nou iets terwyl ek na hom toe. Hoeveel keer sê ons dankie Here vir die bloed wat gestort is op Golgotha, dat ons kan saam sing. Die Bybel sê ons moet dankbaar wees. Maar jou lewe, hoe lyk jou lewe? Hy weerkaats. Holy Spirit, ek is dikbek. Dis hoe ons lyk voor die Here. Dit lyk dalk vir jou of ek 'n grap maak, hy maak nie 'n grap nie. Dis ernstig, of dis hoe ons lyk. Ons het geen dankbaarheid teenoor die Here nie. Nou wil ons sê, Paulus sê, sien vers skiet ons tekort. Die Bybel sê ons moet dankbaar, ons moet ons bekleed. Ja, dis die vrede van die Here. Amen. Ons moet dankbaar wees. Maar selfs in ons liedere, ek wil net hier klaar maak asseblief. Tot eer van die Here, vers 17. Hierdie is baie belangrik. Dis die laaste vers. En wat julle ook doen in woord of in daad, dit wat jy lees in die woord, of as jy nou vir my koffie maak, of as Jonathan nou hier na my toe kom en hy kom haal die mic, ek gebruik nou net, of hy gaan al op in die leer, of hy gaan kyk op die karre waar hy is. Dan sê die Bybel, wat jy doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here. As jy by die kerk kom, verkeerd my kwaad gemaak. Ek is so bly om my oupa te sien. Dis hoe hulle aankom na my toe. Die eerste ding waarna ek kyk, het hulle dankbaar. Want alles wat hulle doen moet wees tot eer van God. So wanneer jy by die kerk aankom, moet dit wees tot eer van God. As jy opstaan, ag, hier is nog 'n dag. Nee, is nie nog. Dis die dag wat die Here gemaak het. Verbly jou daarin, man. Kom kerk toe laat jy kan bly word. Hou op Oscar wenner wees. Hollywood het baie. Hulle het baie akteurs. Jy sien 'n short drama. Ja, Here, prys die Here. Doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader vir hom. En dis wat ons moet doen. Hierso sê die woord uitdruklik hoe moet ons wees. En hy wys vir ons die rigstappe, rig ons voete, Here, leer ons, gee vir ons raad, die Here gee vir ons. Die ding is, ek gaan nou hiermee afsluit. Jy leef in hierdie week, verder. Môre haal jy asem. Hoe lyk jou môre? Het jy gedoen wat die Here sê jy moet doen? Volgens daai woorde wat hy nou gespreek het. Of gaan jy nog steeds 'n Oscar wenner wees? Hollywood leer. Jy moet my nie antwoord nie. Jy moet nie my antwoord nie. Jy moet dit met die Here bespreek. Dis 'n saak tussen jou en God. Gaan jy nog steeds voorgee of gaan jy begin doen wat die Here sê? Hy voorgee, ek change dit na Hollywood Oscars. Dit klink baie mooi. En jy kan 'n Oscar wen omdat jy lief. Is dit nie? Want jy act dan. Hulle soek dan akteurs. Akteurs act in 'n movie. So jy act in jou lewe. Dis dieselfde. Maar ek wil voor die Here staan en ek wil sê, ou 6 minute. Dis beter
of val ek in sekere van hulle? Sal die Here my help? Hy gaan my voetstappe rig om dit reg te doen. Hy sal my help om nederig te wees, sag te wees. Het ek nie al baie verander? Baie. Okay. Nice. Ek vra vir Eddie want hy ken my nou, okay, julle ken my nou langer. Julle ken my, jy ken my die langste. Want sy is die oudste suster. Ja, maar wat ek meen is, wat ek was, Freddy, ag, jy ken my ook. Ek was 'n Robin ongeskikte mens. Ek Freddy se pa moet dit ek en hy sou met daai heel eerste dag gevat. Ja, maar agterna het ek Freddy se pa, het ek en hy pelle geword. Sy pa was al agterna hier gewees. Baie keer. Ek gebruik dit net. Maar dis wie ek was. Ek sien nie meer nie, die Here moet my nog steeds help. Elke dag vra ek om leer my nog verder. Maak my dat ek so kan wees, soos die woord sê. Louisa, sluit af, want ek gaan nou Here Jesus, vanmôre kom ons na U toe en ons wil vir U sê, dankie vir U woord. Vanmôre terwyl dit uitgaan, besef ek, en ek dink elkeen moet tot daai besef kom, selfs wat inluister, dat die God wat ek dien, en sê hy is myne, en hy moet my saak verdedig, omdat hy lief is vir my, omdat hy vir my omgee. Hy is ook die God van die persoon wat ek nie kan verdra nie. Hy is ook die Vader van die persoon wat ek wil hê moet my sienswyse insien. Hy is ook die Vader van die persoon wat met my in 'n argument is. Daai my beteken ons moet elkeen ons hand in ons eie boesem druk vanmôre. Soos die woord uitgegaan het. Beklee my, Here. Amen. Neem possess van my. Ja, Here. Want U woon nie in 'n vaarhuis nie. En ek praat nie van uiterlik nie. Ek praat van innerlik. Elke hoekie moet afgestel word. Selfs daar wat niemand raak sien nie, God sien dit raak. En daar gaan 'n dag kom, wat die boek oopgemaak gaan word. Amen. En almal gaan weet Dankie, Here. van daai vuilhoekie wat ek weggesteek het. Wat niemand ek dink hiervan weet nie, maar my God weet van dit. Amen. En dis nie hy wat ons kan verander. Here, ons kom as 'n gemeente na U toe vanmôre. Ons kom as inluisteraar na U toe vanmôre en sê, vra nederig op ons knieë, vergewe my. Raak my aan opnuut. Leef in my binneste. Vul my met U soete gees. Skep in my ruimte vir die werk van die Here deur my in my. Sodat wanneer ek my wil oprig en wanneer ek wil kwaad word en wanneer ek wil onstuimig word, dat ek die wag voor my mond sal plaas en sê, Here, laat U woorde eerder oor my lippe kom. Laat die persoon wat binne in my woon, se woorde deur sal skemer. En eerder dat ek vriende sal wees met hom wat baie keer dink ons mense haat ons, baie keer dink ons ek voel onwelkom, baie keer dink ons die persoon dink hy is meer as ek, die persoon dink hy slimmer as ek, maar eintlik is hy nie slimmer nie, hy is ook nie bang nie, hy gewaar die gees van God binne in jou. Al is dit nie die volle gees nie, hy gewaar, jy het 'n ander gees. En hy wil eintlik soos jy wees, en daaroor maak hy jou kwaad, en daarmee oor ontstig hy en onseën hy jou. Die duiwel neem beheer van daai persoon. Ons as kinders van die Here moet hom aanroep en sê, bewaak my. Die woord van die Here sê,
waar jou hart. Hoekom jou hart? Dis waar al die onstuimige dinge uitgedink word, dis waar al die onstuimige dinge plaasvind. Here, ons kom vanmôre na U toe en ons sê, praat met ons. Wees hierdie week by ons, dat as ons iets doen, as ons iets sê, as ons ergens rustig wees, moet ons sê, vul my met die Gees, neem van my besit, sodat die volgende ou nie my raak sien nie, want ek is niks, maar die God wat ek dien, wat in en deur my woon, dis hy wat hulle moet raak sien. Verander ons, Here, in Jesus naam. Seën elkeen in hierdie week, waar hulle voet neersit op watter grondgebied ook al, gee daai grondgebied aan elkeen, want die woord sê, ons het die reg om daarna te vra en daarna te lewe. Hou elke Boeta en elke Sissa vas in die hande van die Here en laat pleit U soete Gees oor hulle, dat U hulle sal invul, deurvul, oorval, oorvloediglik seëninge spreek ons oor hulle in Jesus se naam. Amen. En amen. Mense, dan tot vanaand toe, net hier by 7:00 waar ons die kom saam program het waar ons die Here aanbid vir 'n uur en 'n half. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en 'n geseënde mooi wonderlike dag vir julle. Shalom julle.